Hallo julle, baie welkom by hierdie nuwe reeks oor die koning wat gesê het sy lande is ryp, maar die arbeiders is min. Ons gaan in hierdie kwartaal sommer so 'n bietjie kyk wat die passie van die Here Jesus is om nog mense in die koninkryk van die hemele in te kry. En ek hoop jy gaan 'n besonderse belewenis hê en dat jou persepsies ook gaan verander oor mense wat jy getakseer het op hulle baadjie. Nou, julle ken mos die idioom van moenie 'n man op sy baadjie takseer nie. Dis mos nou om nie sommer net 'n indruk te maak en 'n persepsie te hê van iemand en so op te tree nie. Nou, ek wil julle vertel hoe my persepsie eendag verander is. Ek kry 'n jong man wat my bel en sê vir my, Dominee, ek is nie 6 maande getroud nie en my vrou los my. Wil jy nie asseblief kom help nie, asseblief? Ek sê vir hom, reg, ons maak 'n afspraak en op die regte tyd lui die voordeurklokkie en ek maak die deur oop, stap uit en ontvang hom daar buitekant en ek stap in. Hy sê dit vir my, verskoon my, ek het nou nog my overall aan en is dit reg so? Ek sê vir hom, nee, is reg so, maar jy kon sien, hy's 'n tegniese ou wat gewerk het vandag en hy kom nou in en toe hy inkom toe sê, help my tog net, waar kan ek sit, want ek is bang ek maak jou stoele dalk vuil. Ek sê vir hom, man, sit net waar jy wil. Maar die man se hart is seer. Jy kan dit sommer sien, hy is gespanne, sy hande bewe. En ek sê vir hom, vertel vir my jou verhaal. Maar wie so ver is wat hy sy verhaal begin vertel, so ver kom daar 'n reuk van sy kant af. Wat net verskriklik is. Dit is so suur reuk. Ekskuus julle. Hou dit maar vertroulik hierdie gesprekkie, maar dit ruik nie lekker nie. En hy vertel vir my sy storie en sover as hy vertel is my persepsie nader aan Jesus, maar as ek jou vrou is en jy ruik so, gaan ek ook wraggies wegloop van jou af, jy weet. En ek probeer so koes vir hierdie reuk, nou so ver sit ek skuif, so ver kom die reuk agter my aan, nou sit ek en luister, maar dis 'n verskriklike reuk. En my hart is by hom, maar my kop is nie by hom nie, want op 'n stadium toe kruis ek my bene. En toe ek my bene so kruis, toe vang my oog 'n sponsdoring waarop ek getrap het. Dis net so bol hondemis waarop ek moes getrap het iewers. En skielik besef ek, daai reuk is ek, jy weet, en onmiddellik verander my persepsie teenoor hom en wonder ek op daai stadium wat het hy gedink van my, want dit het nie vir hom saak gemaak hoe ek geruik het eintlik nie, en hy het net sy hart oopgemaak. Maar ek het toe skaam vir hom gesê, dat ek net gou hierdie ding uittrek en my skoen eenkant, laat ons mooi luister. En weet jy, dit het my laat dink daaraan, dat 'n mens so maklik kan oordeel, kan judge. 'n Mens sien 'n ou, en jy dink oor hom, en jy besluit klaar, wat jy besluit. En in die verhaal wat ons vandag gaan lees, gaan ons lees in Lukas 19, hoe dat die Here Jesus vir ons leer om nie mense sommer net te oordeel nie, om versigtig te wees met ons persepsies. Want weet jy wat, ons is in 'n samelewing waar die samelewing vir ons geleer het om sekere dinge nie te doen nie. 'n Mens gaan sit nie langs die straat op die sypaadjie waar 'n prostituut sit of prostituute, want wat gaan die mense dink as ek daar gaan sit om met hulle te wil praat? Jy doen dit nie. Jy soen nie sommer net enige ou op die straat nie, of jy stap nie sommer, of jy groet nie enige ene, of jy praat nie sommer enige iets, of jy vra nie sommer uit vir enige een, veral as jy hom nie ken nie, of jy groet ook nie enige ene. Want ons het sekere persepsies. En die verhaal wat ons vandag gaan lees is 'n ware verhaal van hoe die Here Jesus vir ons leer om anders te kyk na mense en om anders te dink oor mense. Dit gaan oor
die groot skurk van die samelewing, wat uitgestote en verwerp was. Hy was die hooftollenaar. Nou daai tollenaars van daai tyd is nie so Sanral van vandag, wat een prys het en ons almal betaal een prys nie. Hulle het jou so aangekyk, as jy so aankom, dan het hulle besluit, wat gaan jy betaal vandag, om op hierdie pad verder te beweeg. En hulle het hulle self verryk ten koste van baie mense, en hulle was veragtelike mense, ou Saggeus. Maar deur Jesus het anders na Saggeus gekyk. Nou kom ons lees die verhaal, en dan kyk ons deur die koning se oë, want dis waaroor vandag se stukkie gaan oor. Kom ons kyk deur Jesus se oë na mense. Ons kyk of ons persepsie dalk gaan verander, as ons anders kyk na mense. Mag vandag se studie vir jou baie beteken, mag dit jou lewensuitkyk teenoor mense verander, en mag die Here jou en baie mense seën. Ons Vader wat in die hemel is, Here, vergewe my dat ek persepsies het van mense en nie wil verander daaroor. Help my, Here, om na mense te kyk soos U na mense kyk. En Here, as U sê die oes is groot en die arbeiders is min, wys vir my, Here, waar kan ek inspring om ook 'n gedeelte van die oes te gaan inbring wat U oes is. Here, seën ons bespreking en laat U wil geskied as ons vandag klaar gepraat is met mekaar. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.